Goeiedag en welkom by ons nuwe reeks Die Groter Prentjie. In 2022 was daar optogte deur vragmotorbestuurders in Kanada. Kanada het baie van daardie persone se bankrekeninge gevries. Daar is tot vandag toe nog van hulle wat sukkel om van hulle geld terug te kry. Vietnam het so week terug 86 miljoen bankrekeninge gevries en gesê as die mense hulle populasie wie se bankrekeninge gevries is, nie met vingerafdruk en gesigserkenningstegnologie hulle bankrekeninge kom opgradeer nie, verloor hulle bankrekeninge en natuurlik die geld wat daarin is. Engeland het sopas dit wet gemaak dat almal digitale ID's moet kry om te kan werk. Jy mag ook nie meer baie kontant in Engeland trek en gebruik nie. Anderster sal jou rekening oorgegee word en geauditeer word. En dan het Donald Trump die Genius Act in werking laat tree. En dis in Amerika en dit gaan crypto van die cryptogelde, die cryptocurrencies aan die dollar vasmaak. Nou, die vraag is, wat het hierdie vier stories met mekaar te doen en hoekom laat die publiek dit toe? Al hierdie dinge wat in die lande gebeur. Kom ons begin met hoekom laat die publiek dit toe? Nou, elkeen van hierdie gevalle klink asof daar nou regtig waar met mense se vryheid gemors word. Die probleem is dat meeste van hierdie populasie nog steeds die wêreld glo en alles wat die hoofstroom media vir hulle vertel. So, Kanada se trokbestuurders se rekeninge was gevries oordat hulle onwettig optogte gehou het en paaie versper het. So vries hulle rekeninge dat hulle nie geld verder het om hierdie optogte te kan doen nie. Dit klink baie goed en wel. Justin Trudeau het gesê dit is om die land en die mense in die land te kan beskerm. Maar soos ons weet, hierdie trokdrywers was glad nie gewelddadig nie. Hulle was baie vreedsaam geweest en daar's van hulle wat sukkel tot vandag toe nog om van daai geld weg te kry. So sommer net so, vries jou rekening as jy deelneem aan hierdie sekere optogte. Soos ons weet, die trokdrywers daardie tyd het teen die pandemie optogte gehou en rondom dit in daardie stadium en soos ek sê, dit was 2022 gewees en bankrekeninge sommer net so gevries. Niemand gevra nie, niemand het gestem daarvoor nie, maar dit is gedoen. Dan in Vietnam se 86 miljoen bankrekeninge wat gevries is, sodat almal vingerafdrukke en gesigserkenningstegnologie hulle rekeninge moet kom mee opgradeer. Nou, die land het gesê dit is as gevolg van misdaad rondom bankrekeninge en misdadigers wat misdadighede kan pleeg en hulle kan hulle nie makliker vang nie en dit is vir die publiek se veiligheid en om misdaad te bekamp. Dit is hoekom dit moet gedoen word. Dan gaan ons na Engeland toe. Engeland met hulle enorme inlaat van buitelanders het nou gesê, luister, almal moet digitale ID's kry om te kan werk. Hierdie buitelanders doen werk en dan kan die staat nie kyk of daar tax gekry word nie ensovoorts. Dit word alles met kontant gedoen. En ja, hulle het gesê almal moet digitale ID's kry vir werksbeskerming. Dit is hoekom hulle sê, maar jou digitale ID gaan ook jou paspoort op hê, selfs jou winkels se shopperkaarte gaan daarmee gelink word, so jy sal jou Pick n Pay, Shoprite, wat ook al se punte jy bymekaar maak waar jy koop, gaan selfs op jou digitale ID beskikbaar wees. Klink goed, né? Maar dan ook het hulle gesê dat jy in Engeland nie meer mag baie kontant trek en met kontant kan onderhandel nie. As hulle sien elke 2 weke trek jy kontant uit, kom ons sê £200, £300, £400 op 'n slag en jy doen inkopies daarmee, jy betaal die mechanic wat vinnig jou kar reggemaak het of so, dan gaan hulle jou rekening oorhandig aan die staat en die staat sal dan jou rekening audit en hulle kan besluit om jou rekening te vries of net gedeeltelik vir jou rekening beskikbaar te stel. Yes, like dit klink nie goed nie, maar dit is natuurlik alles om jouself te beskerm. Dit is net 'n goeie ding. Dan kom ons by hierdie Genius Act wat Trump in wet ingeteken het. Amerika op hierdie stadium met 37,7 triljoen dollar skuld. Dis 5,72 biljoen dollars per dag se skuld. Nou, ek sê biljoen in Engels, want 'n biljoen en biljoen
in Afrikaans en Engels verskil. So $5.7 biljoen Engels. So elke dag groei daai skuld. Hoe gaan hulle ontslaa raak van daardie skuld? En dis waar hierdie Genius Act nou inkom. Hierdie Genius Act laat toe dat hulle sekere kriptogelde vasmaak aan die dollar in 'n 1-tot-1 verband. Hulle noem daardie kriptogelde stable coins, né? Oor dit gaan stable glo wees. Maar nou ja, wanneer die wêreld se populasie dan nou hierdie stable coins gekoop het, dan iewes skielik kan hulle hierdie stable coins se waarde verlaag en so dra die hele wêreld dan Amerika se skuldkas saam met hulle rond en Amerika is nie meer dan in die moeilikheid nie. Nou ek is nie 'n finansiële boffe nie, ek weet nie presies hoe dit werk nie. Ek het 'n paar video's gekyk. Ek verstaan dit, maar dit is moeilik vir my om dit te verduidelik. Maar dit dis weer eens dit dryf die mense en almal na 'n digitale geldstelsel toe met digitale IDs toe. Nou ons het nou al almal gehoor van die One World Order. Ons het almal gehoor van die CBDC's. Dit is die Central Bank Digital Currency. Net so het ons almal al gehoor van smart cities wat hulle beplan, jou social credit score en hulle het ook natuurlik gesê jy gaan niks besit maar gelukkig wees nie. Nou die social credit score is 'n interessante een. En dit beteken as jy 'n soet seentjie en 'n soet dogtertjie is, dan kan jy koop wat jou hartjie begeer. Maar as jy teen die narratief gaan van wat die wêreld vir jou sê, die narratief op daardie stadium is, dan word jy gepenaliseer. Dan mag jy nou nie meer jou 200 gram stukkie rampsteak gaan koop nie, of 'n bottel wyn, of wat ook al nie. Dit is wat daardie beteken. Jou social credit score is hoe goed of hoe sleg jy jouself gedra volgens die land en volgens die wêreld. Dan ja, hulle het ook natuurlik gesê jy gaan niks besit nie, maar jy gaan die gelukkigste wees wat jy nog ooit was. Al ooit gewonder hoe Openbaring 13 vers 16 en 17 in vervulling sal kom? En hy maak dat almal, klein en groot, en rykes en armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee sal word, sodat niemand kan koop of verkoop nie. Dit is verskriklik om aan te dink dat niemand dit kan koop of verkoop nie. Nou dit mag dalk klink soos 'n sprokiesverhaal of iets wat nie in ons leeftyd gaan gebeur nie. Maar kom ek sê vir julle dat hierdie grondwerk vir hierdie ding is klaar wêreldwyd besig om uit te rol. Jy dink dalk vir jouself, dis dalk net in 'n ander plek in die wêreld, maar nog nie hier in Suid-Afrika nie. Wel, so 7 maande terug het Cyril en die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber dit baie duidelik gemaak. Binne die volgende paar jaar sal Suid-Afrika moet oorgaan na digitale ID's toe. Weereens 'n digitale ID is nie net jou ID-dokument nie, dis nie net jou paspoort nie, dit is alles. Dis jou bankkaart, dis jou koop en verkoop, dit is jou alles. Alles gaan op daardie digitale ID wees en hulle gaan alles kan monitor en kan sê of kan kyk wat doen jy en wat doen jy nie. Nou ons almal is so besig met ons lewens. Ons almal dink, ag ons het baie tyd. Hierdie goed sal lank vat. Maar kom ons dink gou-gou aan COVID. Jy het nog normaal gewerk en toe iewes skielik binne in 2 weke het die hele wêreld lockdowns gehad. Maskers moes gedra geword het, jou temperatuur moes in winkels geneem het as jy wou ingegaan het en jy het vrystelling gekort om 'n essensiële werker te gewees het om te kan rondry in jou eie land. En toe moet jy nog boonop inspuitings ook kry. Nou hierdie program, die groter prentjie, gaan nie om paniek te saai nie, maar dis om mense bewus te maak van die groter prentjie wat wêreldwyd besig is om te gebeur. Ek hoop julle het die program geniet en 'n lekker dag verder. Totsiens.